God vind jou in die gemors. Amen. Ek wil vir julle graag vanoggend begin om vir julle 'n storie te vertel. En dit was op die BBC News, was dit 'n berig gewees op die 26ste Augustus van die storie van die ringe wat op die komposhoop verlore geraak het. 'n Man in Kanada met die naam van Steve Eiseldek, hy en sy vrou was vir 26 jaar was hulle getroud. En op 'n dag het dit nou maar net gebeur, toe verloor sy per ongeluk haar trouringe. En dit was 'n vreeslike gedoente gewees. As jy die hele storie gaan lees, dis baie interessant. Sy verloor haar trouringe, die simbool van hulle liefde en hulle verbintenis. Nou, ek weet verseker dat die dames is baie erg oor hulle trouringe. Is dit so? Dit is, nee. Ek het toevallig, en ek voel versoek, ek dink ek gaan die storie vertel, want Annelien en hy het glad nie geweet dat ek hierdie boodskap voorberei nie. En Vrydag aand kuier ek hulle, voor ek nou by hierdie storie uitkom. En kuier ek by Hein en Annelien en ek vertel hulle van die boodskap en Hein sê vir my, Wilma, jy sal nou nie glo nie. Annelien se trouring, nou ons almal weet dit, was vir 'n geruime tyd stikkend gewees en die trouring moes ingegee word by die juwelier om reggemaak te word. Uiteindelik 2 weke terug vat hulle die ring in en die ring gaan nou reggemaak word. En toe die ring klaar is, die persoon bel en sê die ring is klaar en Annelien laat weet vir Hein en Hein sê hy sal gou in sy etenstyd sal hy gou ry, dan sal hy gou die ring gaan haal by die juwelier. En hy vertel, hy sê die ring het hy gevat en hy het dit hier so in sy broeksak gedruk en hy het in die bakkie geklim en hy's huis toe. Annelien het intussen vir etenstyd het sy die kos begin warm maak. En sy hoor Hein stop voor die deur, maar Hein kom nie uit nie. Hy bly weg en hy bly weg. En Annelien sê sy gaan toe laterand uit, sy gaan kyk, nou waar is Hein dan nou? Hoekom vat Hein dan nou so lank? En toe sy nou daar kom, toe Hein, hy's doodsbenoud, want hy kry nie die ring nie. Die ring is dan nou weg. En dit was 'n hele gedoente gewees. Annelien het intussen iemand gebel by die plek waar die ring hulle dink verlore geraak het. 'n Hele soektog is in, watse straat is daai nou, die Hoofstraat? Dis daar waar ou Decor Lighting gesit het, net daar agter, daarso, daar by die viswinkel waar die viswinkel nou is, en daar's 'n soektog aan die gang gesit om Annelien se ring in die hande te kry. En dit is benoude sake. Lang storie kort. Hy het toe die juwelier gaan haal en die juwelier het ook saam met hom uitgestap en uitgekyk, waar is hierdie ring, en hulle het oral gaan kyk. Hy het tot 'n parkering gesteel ook in die proses ook. Maar in elk geval, en hulle soek hierdie ring, en uiteindelik, waaragtig, daar kry hulle die ring, toe lê die ring op die grond, op die sypaadjie, waar jy uitgeklim het, né? Is ek reg? En Hein vind Annelien se ring net daar. En dit was toe nou natuurlik groot vreugde en Hein is toe nou, ek het Annelien se ring, trouring gekry, want volgende naweek is julle trouherdenking ook, so dit sal hom nou 'n groot storie gewees het as daai ring moes weg gewees het en dit nou net hier op hulle trouherdenking. Maar goed, hier is nog 'n storie. Hein se en Annelien se trouring het op die sypaadjie weggeraak, maar hierdie ou se vrou se trouring het in 'n popcornsakkie beland, sê hulle, en hierdie trouring het op 'n komposhoop beland, iewers ver op 'n stortterrein. En in hierdie geval sal 'n mens dalk nou sê, maar dis 'n hopelose toestand. Wat gaan dit help? Ek gaan 'n pragtige trouring soek op 'n komposhoop.
daar is mos nie 'n katse kans dat ons hierdie ring weer gaan kry nie. Maar hierdie man, net soos wat hy 'n baie mooi voorbeeld gestel het om te sê, maar hierdie trouring moet ek kry vandag, maak nie saak waar hy weggeraak het nie, maar ek gaan hierdie trouring soek. En hierdie Steve van Eiseldyk, hy het gegaan na die stortingsterrein toe, en hy het gesê, ek gaan my vrou se ring soek. En weet julle wat? Hy het op sy knieë gegaan, handskoene aangetrek, en hy het gaan krap in die gemors, in die kompos, het hy sy vrou se trouringe gaan soek. En soos ek sê, niemand sou ooit kon dink, dat iemand dit nou sou gedoen het nie. Maar hy het net geweier en gesê, dit is my vrou se trouring, ek gaan dit soek. Uiteindelik het hierdie man ook daai ring in daai komposhoop gevind. Kan julle dit glo? Soveel so, dat dit op die BBC News op die 26ste 2025 op die nuus beland. 'n Wonderwerk, 'n ongelooflike storie. Soos daardie ring wat iewers in die gemors beland het, daai waardevolle, mooi, kosbare ring, voel jy dalk ook miskien soms in die lewe, dat jy weggegooi word, dat jy nutteloos voel, en jy voel jy het geen waarde meer nie, ek se niks werd nie. En dit is maar net dan om te sê, jy ervaar verwerping. Jy word verwerp, jy voel verwerp. En verwerping kan jou baie seer maak. Dit kan jou stikkend maak. Dit los pyn agter, wat jou soms vasvang in 'n tronk van verwerping. In 'n tronk van, ek is net nie meer goed genoeg nie. Daai stem wat die heeltyd hier in jou oor fluister. Jy is 'n niks werd. Jy's nutteloos. En ek dink, verseker, iewers in ons lewe, in hierdie samelewing, vandat ons klein was, miskien en groot geword het, elkeen van ons kry te doen met verwerping op 'n tyd van ons lewe. En ek self het al op 'n tyd van my lewe gesukkel met verwerping. En ek weet hoe seer dit kan wees. En ek voel gelei vanoggend om hierdie boodskap vir jou te bring, sodat as jy verwerping ervaar, dat jy bevry sal word daarvan, en dat die stikkend en die seer daarvan sal weggaan. So, kom ons gesels. In die Bybel lees ons van koning Dawid. Maar voor Dawid koning geword het, was hy 'n klein seentjie, 'n dood-eenvoudige ouetjie, 'n skaapwagter tussen skape, die jongste van al sy broers. En Dawid is vanoggend vir jou en vir my 'n baie goeie voorbeeld. Dawid word verwerp deur sy pa en deur sy broers en selfs deur koning Saul. So Dawid is vir jou en my vanoggend 'n baie goeie voorbeeld. Kom ons gesels oor hierdie 3 gevalle in Dawid se lewe waar hy verwerping ervaar het. In 1 Samuel 16 vers 10 tot 11 staan daar: So het Isai sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan, maar Samuel sê vir Isai, die Here het hulle nie gekies nie. En daarna vra Samuel vir Isai, is dit al die seuns dan? En hy antwoord, daar is nog die jongste, maar kyk, hy pas maar net die klein vee op. Toe die profeet Samuel by Isai se huis gekom het, het niemand van hulle gedink, 'n familie, 'n gesin, het gedink om te gaan en vir Dawid ook te gaan roep nie. Hoekom? Dawid is dan deel van die familie. So Dawid ervaar verwerping in sy eie gesin, in sy eie familie. En hy's agtergelaat daar in die veld, heel laaste. So soms
kan jou verwerping kom deur jou eie mense miskien. Deur 'n pa, 'n ma miskien, dalk familie, dalk vriende, en ja, dit sny baie diep. So hierdie was die eerste keer wat Dawid verwerp was. Die tweede keer in 1 Samuel 17 vers 28 staan daar, toe Eliab sy oudste broer hom met die manne hoor praat, het Eliab se troon teen Dawid sommer opgevlam. En hy sê, waarom het jy nou afgekom en by wie het jy daar die minskape in die woestyn dan nou gelos? Ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, dat jy gekom het om die stryd te sien. Toe ek dit lees, toe sien ek hierdie oudste broer wat met Dawid hierdie kras woorde praat. Woorde maak soms baie seer. En Dawid se broer verwerp hom. En toe Dawid vra oor die reus uit, vra net dood eenvoudig, onskuldig vra hy vir sy broer oor die reus, word hy verneder en hy word beskuldig. En sy broer sê, jy's arrogant. En jy's selfs boos. Dis die woorde wat daar gebruik is. Vermetel, hy sê, ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart. Soms moet die ander party dalk miskien versigtig wees, hoe jy jouself uitspreek teenoor jou vriende, teenoor jou familie, teenoor jou werkskollegas, teenoor jou werksmense. Ons werk met kosbare mense en elkeen van ons moet versigtig wees hoe ons woorde soms klink teenoor mekaar. En soms kom verwerping uit jou eie huis uit, soms uit jou werksplek uit, soms uit jou vriendekring uit. En die wat jou eintlik moes ondersteun het, stel jou teleur en dit breek jou af en dit veroorsaak verwerping. En dis nie lekker nie, dis seer. Die derde keer wat Dawid verwerp word in sy verhaal is deur koning Saul. En Saul sê vir hom in 1 Samuel 17 vers 33, maar Saul sê vir Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan om met hom te veg nie, want jy's nog maar net 'n ou klein seentjie en hy is van sy jeug af al 'n krygsman. Toe Dawid homself kom aanbied om teen Goliat te veg, het Saul hom onmiddellik net daar afgekeer. Oor sy voorkoms, hierdie klein, wie dink hierdie klein mannetjie om teen hierdie groot reus van Goliat dan nou te veg? Hy het gesê hy's onervare en hy's nie goed genoeg vir hierdie geveg nie. Nou verwerping sê vir jou, jy's te min en jy het nie wat dit vat nie. En dit is baie keer is dit jou denke. Dit is soos jy dink. Verwerping laat jou dink, jy is te min, jy is nie goed genoeg nie. Dit is wat verwerping doen. So kom ons vat die storie van Dawid saam. Dawid is verwerp deur sy pa, hy's verwerp deur sy broers en die koning Saul. Maar vanoggend is daar hoop vir jou en my en daar's goeie nuus, want God kies presies die een wat mense verwerp het om sy volk te verlos en sy plan uit te voer. Jy het die potensiaal om terug te kom na die ringstorie. Dawid was kosbaar. God het hierdie plan en hierdie droom vir hom gehad en hy was kosbaar en hy was mooi geskape en God het in hom potensiaal en skills ingeplant. Maar hy is verwerp. Jy mag dalk vanoggend verwerp voel, miskien soos ek gesê het, deur familie, deur vriende en selfs deur 'n gesagsplek in die skool miskien of by die werksplek. Iewers in jou lewe het jy te doen gekry met kraswoorde teenoor jou of iemand wat jou laat voel jy's niks werd. Maar God se keuse en sy aanvaarding weeg swaarder as enige iets anders in hierdie lewe. En dit is waarin ek en jy vanoggend
kan vashou. Jesus is vir ons ook die voorbeeld. Die volmaakte voorbeeld. By sy doop, as jy reg kan onthou, Matteus 3 vers 17, toe Jesus gedoop is, toe Johannes die doper hom doop, het daar 'n stem uit die hemel uitgekom en die duif het op afgevlieg en God die Vader sê, en daar het 'n stem uit die hemel gekom wat gesê het, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n groot welbehae het. Dink gou vir een oomblik, as jy daar, soos daai mense daar langs die rivier gestaan het, dit beleef het en gesien het, en jy hoor hoe sê God, dit is die seun van God, dis my geliefde seun. En hoor mooi wat ek hiermee wil bewys vanoggend. Hierdie was nog voordat Jesus enige wonderwerk gedoen het op aarde. Nog voordat hy die kruis van Golgotha vir ons gedra het God alreeds geweet, dis my seun, in wie ek 'n welbehae het. So nog voordat jou bediening, nog voordat jou lewe begin, is jy alreeds 'n geliefde kind van God. Hy aanvaar jou, net soos wat hy vir Jesus Christus op daai stadium aanvaar het. Sy aanvaarding het nie gekom uit Jesus se prestasies nie. God het nie gewag totdat Jesus geleef het op aarde, sy wonderwerke gedoen het, gesterf het aan 'n kruis, en toe vir Jesus gesê het, jy's my geliefde seun nie. Hy doen dit reg aan die begin van Jesus se lewe. En daaraan kan ek en jy vanoggend aan vashou. Sy aanvaarding het nie gekom uit prestasie nie, maar uit identiteit. Hy was geliefd omdat hy die seun van die Vader was. En dit is die sleutel vir jou en vir my vanoggend. Jy hoef nie te leef vir 'n mense se applous nie. Jy leef vanuit God se aanvaarding. En dis die fout wat ek en jy maak. Ons leef om elke dag 'n applous te kry, aanvaarding te kry by jou werksplek, by jou gesin, by jou familie. Hier selfs in die kerk, probeer jy mense tevrede te stel. Jy soek die applous, want jy dink dit is wat jou aanvaarbaar maak. Maar jy moet leef vanuit God se aanvaarding. Die kruis sê vir jou vanoggend, jy is goed genoeg, jy is waardevol, jy is nog nooit nutteloos gewees nie. Jy was vir God so kosbaar, dat hy sy seun Jesus Christus na die aarde gestuur het, om vir jou aan 'n kruis van Golgotha te kom sterf, nog voordat jy gebore was. En dit is waarin ek en jy moet vashou, en moet begin glo, en dit moet begin leef. En daarom kan jy net soos Jesus leef uit die sekerheid, ek is alreeds aanvaar, ek is reeds geliefd, ek is reeds kosbaar. Maar kom ons gesels oor verwerping. Kom ons verstaan waaroor verwerping gaan. Want dis goed om te hoor dat jy is aanvaarbaar, en dat jy alreeds, nog voordat jy gebore is, deur God geliefd was, en kosbaar is vir hom. Maar wat as iets in jou lewe gebeur het, wat verwerping veroorsaak, en jy's vasgevang in hierdie tronk? Ons kry twee tipes mentaliteite. Ons kry 'n sodat mentaliteit, en ons kry 'n omdat mentaliteit. Kom ek verduidelik, die sodat mentaliteit. Dit is wanneer mense die fout maak om te lewe en te werk elke dag van hulle lewe, sodat hulle goedkeuring kan kry van mense en die wêreld en sy samelewing. Is dit reg om so te lewe? Is dit reg? Is dit geestelik vir jou en my gesond om so te leef? Nee, dit is nie. Hierdie mentaliteit kom uit 'n plek van verwerping. Dit is wat gebeur.
Mense probeer hard om hulle waarde te bewys, omdat hulle nie innerlik aanvaar voel nie. Die gevaar van die sodat mentaliteit is, dit veroorsaak selfkritiek. Jy sê die hele tyd vir jouself, ek is nie goed genoeg nie. Ek is 'n verloorder. Ek is nie slim genoeg nie. Ek is nie waardig genoeg nie. Vriende, dis die grootste leuen. Dis die grootste leuen. Nog 'n gevaar is, dit hou mense vas in 'n siklus van verwerping. Wat jy self ervaar, gee jy soms dan ook dikwels verander. Wat ek hiermee bedoel is dat soms as verwerping in jou lewe gebeur het en jy nie daaroor gepraat het nie, jy het nie bevryding gekry van hierdie verwerping nie, dan verander dit soms jou hele karakter, jou hele mens wees. En die mense om jou sal ewe skielik sê, maar wat gaan nou met jou aan? Hoekom tree jy nou so op? Ons moet versigtig wees en vanoggend mooi dink, met watse mentaliteit leef ek? Ek moet gesond word, ek moet genees word daarvan. Jy ervaar konstant 'n leegheid, as jy verwerp is en jy voel verwerp, jy ervaar 'n konstante leegheid. Jy het geen tevredenheid met jouself nie en jy's die heeltyd ongelukkig. Onthou, geen sukses of medaljes of sosiale media goedkeuring gaan daai innerlike leegheid vul as jy gedurig hierdie druk en die sodat mentaliteit navolg nie. Jy gaan nie. Verwerping beroof jou van die vreugde van die onvoorwaardelike liefde van God. En miskien ons het gesels oor God se liefde en sy aanvaarding en ons het gesels oor Jesus Christus, die seun van God, wat aanvaarbaar is en hy is die voorbeeld, koning Dawid, wat verwerp is, maar kyk hoe mooi het sy storie geëindig. God het hom gered en hom vir 'n spesifieke tyd en doel gebruik om die volk van Israel te red. Hulle het ook 'n verwerping aanvaar. Maar miskien het jy en ek vanoggend, ons het vergeet. Ons het vergeet wie en wat ons is in Christus Jesus. So die sleutelpunt is, moenie jou lewe laat beheer deur menslike goedkeuring nie. Dis die grootste fout wat jy kan maak. Verwerping is 'n werklikheid, maar dit hoef nie jou identiteit te definieer vanoggend nie. En dis die fout wat ons soms maak. Verander, as jy vanoggend hier sit en besef, jy leef vir aanvaarding, is dit tyd om te verander. Dis tyd om jou hart oop te maak en toe te laat die Heilige Gees jou genees van verwerping. Efesiërs 1 vers 4 tot 5, hoor mooi wat staan hier geskrywe. Deur wat Christus gedoen het, het God ons uitgekies. Omdat hy ons lief het, het hy ons al voor die wêreld gemaak is uitgekies om syne te wees en onberispelik in liefde voor sy aangesig te lewe. Deur wat Christus gedoen het, het God vooraf besluit om ons as sy kinders aan te neem. Hy het dit gedoen omdat dit is hoe hy dit wou gehad het. Verandering in hierdie situasie met betrekking tot in die tronk van verwerping beteken om van 'n sodat mentaliteit na 'n omdat mentaliteit te beweeg. 'n Sodat mentaliteit, onthou, is jy leef konstant, jy leef vir aanvaarding. Dis jou hele menswees, jou hele lewe, jy leef net die hele tyd vir aanvaarding. Maar die omdat mentaliteit sê, jy is al reeds aanvaar, jy leef uit aanvaarding. Hoor julle mooi wat die verskil is? Soos die skrif sê, God het vooraf al besluit om ons as sy kinders aan te neem. Daar is hoop vir jou en my vanoggend. Jesus was die voorbeeld van 'n lewe om uit aanvaarding te leef. Omdat sy Vader gesê het, hier is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Hy het nie sy bediening begin
om goedkeuring te kry nie. Dis nie hoe Jesus gefunksioneer het nie. Dit was alreeds vir hom gegee. Is dit nie wonderlik om te weet dat God jou toevertrou met 'n bediening en toerusting in jou hand plaas om sy koninkryk uit te brei nie. Jou vertrou om dit te doen nie. Dis net ongelooflik en ek en jy kan dit vat vanoggend. Ons identiteit in Christus Jesus is solid. Leef vandag vanuit 'n aanvaarding, nie vir aanvaarding nie. Begin leef uit aanvaarding. Begin leef omdat God jou alreeds aanvaar het, ten spyte van jou pyn en jou seer wat jy ervaar het deur verwerping. Met ander woorde, jy en ek moet vanoggend 'n besluit neem en ons moet 'n kop skuif maak en 'n opregte besluit neem. Geen sukses of prestasie kan dit verander nie. God se onvoorwaardelike liefde en jou leefwyse, dat jy weet dat God jou onvoorwaardelik aanvaar. Ek gaan vir Hein vra om vorentoe te kom en vir ons saggies te kom speel. Wat kan jy vandag doen om hierdie verandering te aktiveer? Wat kan jy doen? Nommer 1, goddelike waardering en erkenning. Erken vanoggend, besef dat God jou liefhet. Besef dit en aanvaar dit. Want selfs voordat jy jou eerste stap gedoen het, net soos Jesus, het hy dit alreeds gedoen. En hy het jou alreeds aanvaar. Dis die eerste ding wat jy moet doen vanoggend, is om te erken, God het my lief. Vat gou jou hand, en dan maak jy so hier voor op jou bors, en dan sê jy, God het my lief. God het my lief. Tweede een is 'n nuwe lewensbeginsel. Neem vandag 'n besluit en leef van vandag af uit aanvaarding. Nie vir aanvaarding nie. As jy vir aanvaarding leef, is dit 'n fout, liewe broer en suster. Die Here wil dit kom en dit kom verander vanoggend. Romeine 5 vers 8 sê, God laat blyk sy liefde vir ons egter daarin dat Christus vir ons kom sterf het, ten spyte daarvan dat ons nog sondaars was. Kolossense 3 vers 23 sê, pak alles gemotiveerd aan, ja, maar werk soos vir die Here en nie soos vir mense nie. Leef vanuit aanvaarding. Dit is wat jy moet doen en moet besluit vanoggend. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom iemand wat aan Christus verbind is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby. Kyk, die nuwe is hier. Die storie van Steve van Eiseldijk herinner ons vandag, die storie van die ring. Dit herinner ons vandag aan iets baie diep en baie betekenisvol. Liefde en waarde kan nie vernietig of vervang word deur die wêreld nie, of deur mense nie. Steve se vasberadenheid om sy vrou se ring te gegaan het en dit te gaan vind het op daai ashoop, selfs in die vuil en die onmoontlike omstandighede, wys wat ware toewyding en aanvaarding beteken. Dis wat God kom doen vir jou en vir my. Jou lewe is dalk 'n gemors, verwerping veroorsaak dat jou lewe lyk soos chaos en jy wat die ring is, die kosbare ring, is verlore op daai ashoop. Dit lyk onmoontlik. Maar God kom, so Steve gegaan het en daai ring gaan soek het, kom God en hy kom vind jou vanoggend in die gemors.
Die beeld van Steve is so simbolies van hoe God die ekstra myl vir jou en vir my sal loop, om jou te kom vind in die gemors van verwerping. So Steve vasgehou het aan die ring, die simbool van sy huwelik, so hou God aan jou vas vanoggend. Hy los jou nie alleen nie. En verwerping veroorsaak meeste van die kere dat jy so alleen voel, vasgevang in jou eie gedagtes, in jou eie denke, dat jy later jouself so afbreek, dat jy vergeet dat God jou aanvaar vir wie en wat jy is. En dat hy daai seer wil kom vat vanoggend en dit wil kom gesond maak. Die wêreld mag jou verwerp, mense mag jou waarde betwyfel, selfs jou eie onsekerheid kan jou laat twyfel. Maar God sê vandag vir jou, jy is aanvaar alreeds. Jy is waardevol en jy is geliefd. En niks kan dit uit sy hand uitneem nie. Romeine 8 vers 38 tot 39. Een ding weet ek vas en seker. Niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood of lewe of engele of duiwelse magte nie. Nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie. Ook nie boaardse magte nie. Ja, hoegenaamd niks daarbo of onder in die diepstes of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here, vir wie ons het nie. Ek wil vir jou vra dat jy jou oë sal sluit. Vandag nooi ek jou om God se liefde te aanvaar en jou genesing van verwerping in Jesus naam te vra. Net so Steve sy hande in die vuil geplaas het om die ring terug te kry. Maak jou hart oop en sien in jou geestesoog hoe God jou die kosbare ring kom soek op die komposhoop, die gemors en die volle aanvaarding van God om dit terug te neem. Om betekenisvol te kan lewe en betrokke te kan wees, wil die Here jou genees vanoggend, sodat jy voluit kan lewe. God kom vind jou weer vanoggend in die gemors van verwerping. Hy kom genees jou in die naam van Jesus. Hy maak jou skoon en hy vryf jou weer blink soos wat Steve die ring gevat het en dit mooi skoon gemaak het en dit gevryf het. En hy kom gee jou vryheid en jou genesing van verwerping, kom gee hy terug vir jou vanmôre. Omdat hy die God van liefde is. Omdat hy die God is wie in beheer is vanoggend. Vat jou vryheid in die naam van Jesus. Laat sy liefde en sy goedkeuring jou lewe vul en jou motivering vir hierdie lewe verander. Jou pyn en jou seer en jou hartseer wil hy verander in sy vreugde. Hy wil jou vul met sy vrede en sy vreugde. Dis wat God wil kom doen vir jou vanoggend. En vandag is jou keuse en jou geleentheid. Sê ja. En as jy ja sê vanoggend, te sê Here, als is 'n gemors. Ek voel soos daai ring op die komposhoop. Vra ek vir jou om net daar waar jy is op te staan. As 'n teken om te sê, Here, hier is ek. Kom vind my vanoggend. Kom red my, kom genees my vanoggend. Dis jou geleentheid vanoggend. Laat toe dat sy aanvaarding, die siklus van verwerping gebreek word, sodat jy nie net jou eie lewe verander nie, maar ook die lewe van die mense om jou. Wees weer wie God jou voorgeskaap het. Laat hy tot jou karaktereienskappe, die karakter wat verander is, wat seer gekry het, kom verander. Net so Steve dan die ring en daai vuil gevind het, so vind God jou in jou verwerping. Jou waarde, hoor mooi wat ek sê, was nog nooit verlore nie.
Al het Steve daai ring op die komposhoop gaan vat, hom skoon gevryf en skoon gemaak en hom teruggevat juwelewinkel toe, sou hy nog steeds 'n groot waarde kon gekry het vir daai ring. Hoor mooi wat ek vanoggend vir jou sê, kind van God. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Kom ons neem hierdie oomblik en ek vra dat jy sal opstaan as jy vanmôre daai persoon is wat sê, Here, hier is ek, wil maar bid vir my vanmôre, sodat die Here my sal kom vrymaak van verwerping, sodat ek sal leef omdat ek alreeds aanvaar het. Nie om geaanvaar te word nie, maar om te leef vanuit 'n mentaliteit van ek is alreeds aanvaar. Staan dan op jou 2 voete vanmôre, sodat ek vir jou kan bid vanoggend. Rachel gaan vir ons. Ek voel regtig dat God sê hierdie vir julle vanoggend. Ek gaan net hier neersit. It's a word of the Lord from Isaiah 43. But now thus says the Lord, who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. Ek wil nou iets doen wat ek nie gewoonlik doen nie, maar ek voel regtig gelei deur God om dit te doen. Ek wil hê die van julle wat in julle hart voel dat wil nou met julle gepraat het sy gesê julle moet opstaan. Julle moet opstaan. En dan gaan ek weer hierdie versie lees. En wanneer ek by Jacob kom en Israel kom, gaan ek net stil bly en jy met jou naam daarin sit. En ek gaan hierdie woorde lees stadig dat julle dit agter my kan aansê. En wanneer ek by daai pouse kom, dan moet jy jou naam daarin sit. Asseblief, as ons dit kan doen, ek voel regtig dis 'n woord van God af. Goed. Okay. But now says the Lord. You can speak it out loud then. But now says the Lord, who created you, and he who formed you, and your name, fear not, for I have redeemed you. I've called you by my name. You are mine. Here, ek eer U vir hierdie woord. Ek eer U vir Rachel se gehoorsaamheid. Here, ek wil vra dat U elke persoon vanoggend in hierdie plek sal salf met vreugdesolie. My hartsgebed vanoggend is dat U sal kom en ons sal oorvloedig sal oorstroom met U liefde vanoggend. En ek vra in die naam van Jesus, Here, raak elkeen aan, sodat elkeen sal weet wie hy en sy in Christus Jesus is. En dat hulle identiteit in Christus is. En dat hulle aanvaarbaar is vir God die Vader. En as hulle seer gekry het en daar pyn is, veroorsaak is deur verwerping, breek ek nou daardie mag in die naam van Jesus. En ek vra, Here, dat U hulle sal kom bevry en kom genees in die naam van Jesus. Ek eer U, ek loof U en ek prys U en ek vra dat U elkeen met vreugdesolie sal salf vanoggend. En dankie dat ons bevoorreg kan wees om kinders van God genoem te word, maar ook die voorreg kan hê om hier uit te stap, verander en vernuwe in die gees, sodat ons 'n verskil kan maak vir 'n donker wêreld daar buite, totdat U sal kom om ons te kom haal. Ek eer U. Ek bid dat U elkeen ryklik sal seën en sal omvou met U liefde en vul met U vrede. In Jesus naam, amen. Amen.